Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die hemel begin op aarde. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Matteus hoofstuk 11 vers 28. Die hemel begin op hierdie aarde. Diegene wat Christus op sy woord neem en hulle siele aan sy bewaring oorgee, hulle lewens aan sy ordeninge, sal vrede en stilte vind. Niks van die wêreld kan hulle hartseer maak wanneer Jesus hulle deur sy teenwoordigheid bly maak nie. In volkome instemming is daar volkome rus. Die Here sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Jesaja hoofstuk 26 vers 3. Ons lewens mag dalk 'n warboel lyk, maar soos ons onsself aan die wyse meesterwerker toewy, sal hy die patroon van lewe en karakter na vore bring wat tot sy eie eer sal wees. En hierdie karakter, wat die heerlikheid, karakter van Christus uitdruk, sal in die paradys van God ontvang word. 'n Hervormde ras sal saam met hom in wit wandel, want hulle is waardig. Soos ons deur Jesus in rus ingaan, begin die hemel hier. Ons reageer op sy uitnodiging. Kom, leer van my, en deur so te kom, begin ons die ewige lewe. Die hemel is 'n onophoudelike toenadering tot God deur Christus. Hoe langer ons in die hemel van geluk is, hoe meer en meer heerlikheid sal vir ons oopgemaak word, en hoe meer ons van God weet, hoe intenser sal ons geluk wees. Wanneer die Here se mense gevul is met sagmoedigheid en teerheid, sal hulle besef dat sy banier oor hulle liefde is, en sy vrugte sal soet wees vir hulle smaak. Hulle sal 'n hemel daaronder skep om voor te berei vir die hemel daarbo. Soos ons in hierdie lewe met Jesus wandel, kan ons gevul word met sy liefde, tevrede wees met sy teenwoordigheid. Alles wat die menslike natuur kan verdra, kan ons hier ontvang. Maar wat is dit in vergelyking met die hiernamaals? Daar is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. Openbaring hoofstuk 7, verse 15 tot 17.